Daar het ons bring op die heilige berg, Here, genade, barmhartigheid en die vrede van God ons hemelse Vader. En sy Seun Jesus Christus word aan die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Kom ons staan en begin ons die diens deur hierdie jeuglied. Staan ons in die kerk. JP Safely, ek ken nie eintlik die persoon. So as daar iemand is wat sy JP Safely ken, stel hom met voor. En dan Angelique Celia van die Kaap, maar steeds gemeentelede by ons, wat die seun op haar en Jacques Dreyer, waar by die kweekskool is, wat op hierdie week verjaar die 19de en dan ook Eben, wat verjaar. Dankie toch vir die afkondigings, anders te vergeet, maar ek kind verjaar en dan staan jy net van haar wat, staan jy net hier so. Daar staan jy net. Staan jy net aan die kant. En ons mooi sê dat sy kan hard hoor. Baie geluk my tannie. Ons bid aan die seun toe vir die jaar wat voor lê. Ja, en dan herinner ons nie net aan dinsdagoggend se geleentheid vir nie ou mense nie, net ouer mense. So ek het gedink, maar noem hier van die kant vanaf, terwyl ek sien die kerkraad, die kerkraad is al hier so. Marcus, jy kan het maak, jy is ouer as 60, was Jacques, is hy nog nie so. Jacques mag het ongelukkig nie maak nie, hy is 59, so hy mag het nie maak nie. Maar ons mooi elkeen, wat ouerig is, nie ou mense nie, ouerig, dat die dinsdagoggend saam met ons kuier. Ek wil nie nooi om die woord van die Here saam op te maak, by Matteus hoofstuk 20. Ons gaan in hierdie oggend saam lees, Matteus. Daar is eintlik 'n paar teksgedeeltes wat praat oor hierdie onderwerp. Ons 2 tekste in Korintiërs en dan een in Matteus en seker baie ander ook. Wat hamer op hierdie sekere gedagte wat ons môre hiervan gaan lees. Matteus 20 gaan ons saam lees vanaf vers 17, maar voordat ons daar lees, kom ons vra die seën van die Here op sy woord. Dierbare verhoogde Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Ons het gesing, ons is almal hier te saam, vergader in die naam om U te verheerlik, om U te verhoog. Here Jesus, ons het gesing, werk, want die nag kom nader. Here, daar is so min tyd oor en help ons om ons tyd reg te kan bestee
om vir U te arbei in hierdie tyd. Here Jesus, ons kom bid vir die gemeente, bid vir die kerkraad, elkeen wat aanslag verduur van buite, van binne, of probleme ervaar, finansies of siekte. Here, die woord sê vir ons in Openbaring dat die duiwel het neergedaal op julle met groot woede, want hy weet sy tyd is min. Maar hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Here, help ons in hierdie oggend om ons lewe welbehaaglik te leef voor U. Here, U het ons nie geplant in die 1800s nie in die 1700s nie. Here, U het ons beskik om in hierdie tyd te leef, om in hierdie tyd 'n verskil te maak. En sal U ons dan vanmôre wys waar en hoe en ons gebruik. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Benny, ons kan nie daai sais op die speakers wegkry nie. Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 17 lees ons saam. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem. En die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, en hom oorlewer aan die heidene, om hom te bespot, en te gesel, en te kruisig. En op die 3de dag sal hy opstaan. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om hom iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie 2 seuns van my in U koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerhand. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek onaanstoms gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle antwoord vir hom, ons kan. En hy sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink. Met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regter en linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle, vir wie dit deur my Vader berei is. En toe die 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor die 2 broers. Maar Jesus het na hom geroep en gesê, hulle na hom geroep, julle weet dat die owerste van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil wees, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Net tot sover dan vereers uit die woord van die Here. Die laaste paar verse in hierdie gedeelte, vers 26 tot 28, gaan oor die tema, die kleinste sal die grootste wees in die koninkryk van die hemel. Die kleinste sal die grootste wees in die koninkryk van die hemel. Ek wil begin deur 2 verhale te vertel. Vir u te vra, het jy al gehoor van 'n man met die naam van Mordecai? Nee, was nie 'n belangrike ou nie. Hy was 'n tentprediker in die 1900s. En hy het
tent reeks dienste gaan preek, was nie so welberoemd, welbekend nie. Maar die Here het tog gewerk onder sy prediking en hy het die evangelie gepreek. En een aand by daardie reeks dienste wat hulle gehou het, daag daar 2 14-jarige seentjies op. Om daar te kom sit en te luister. Maar toe daar die 2 seentjies instap, toe is al die stoele vol en daar was nie vir hulle plek om te sit nie. En daar die 2 seentjies het omgedraai en weggeloop. Daar was 'n ouderling of diaken wat het gesien het. En daardie ou se naam is onbekend vandag. Ons weet nie wie hy was, wie hy is nie. Maar hy het 'n laas gehad vir siele. En veral vir kinders, en toe hy daardie 2 seentjies sien wegstap, het hy agter hulle aangehardloop. En hy het daardie seentjies gesê, nee, kom terug, ek sal vir julle plek vind in hierdie gemeente. En hy het vir hulle, of in hierdie tent. En hy het gevra hulle mense moet opskryf, dat daar plek kan wees vir daardie 2 seentjies. En daardie aand, toe die predikant 'n uitnodiging maak, is daar nie een wat vorentoe kom nie, behalwe een van daardie 14-jarige seentjies. En daardie seentjie se naam was Billy Graham. Billy Graham, die man wat vir baie miljoen mense gepreek het, die evangelie gepreek het. Die Here het siele gered onder daai man se prediking. Was dit nie vir iemand wat 'n klein werkie gedoen het, 'n klein daad gedoen het? Niemand, ons ken nie vandag die se naam nie, maar hy daardie seentjie gaan haal en hom ingebring. En die Here red sy siel. En saam met hom sy vriend, wat saam met hom baie aan was, Grady Wilson, het baie van Billy Graham se events gereël en bystand gebied. Daardie 2 seentjies se lewe is verander deur iemand wat se naam ons vanaand môre neerskien nie. Die tweede verhaal is, daar was 'n prediker met die naam van Edward Campbell, of nie 'n prediker nie, Edward Campbell. Weet jy wie was hy gewees? Ook onbekende ou. Ons ken hom nie, maar ons het niks van hom opgeskryf nie, hy is vir ons onbekend. Nou raai wat sy werk het hy gedoen in die gemeente, hy was 'n sonnaarskoolonderwyser. Dis al wat hy was, 'n sonnaarskoolonderwyser. Maar 'n sonnaarskoolonderwyser met 'n las vir siele. En een van sy kinders in die klas, die Here lê op sy hart om vir daardie kind besonder te bid, by daardie kind te pleit en in daardie kind se lewe te werk. Edward Campbell. En hy weet hierdie seun, 15 jaar oud, 16 jaar oud, het gewerk by sy oom se skoenwinkel. Nou sal jy seker weet van wie ek praat. So daar het 'n seentjie by sy oom se skoenwinkel gewerk. En daardie sonnaarskoolonderwyser het gedurig deur agter daardie kind aangeloop. En hy daai eendag in daardie skoenwinkel ingegaan en daar agter die kind gevind, agter 'n tafel besig om skoene reg te maak. En hy daarin gegaan en vir daardie kind weer die evangelie gegee. Gesê dat daardie kind, jy moet gered word. Jy moet weer gebore word. Anders gaan jy jou oë oopmaak in 'n godverlate vuurbrandende hel. 'n Sonnaarskoolonderwyser wat by die kinders se werke opgedaag het. En daardie dag toe red die Here 'n seun met die naam van D.L. Moody. D.L. Moody wat ook duisende bereik het. 'n las gehad het vir siele. Hoe die Here siele gered het deur daardie man. Waar het begin? By 'n onderwyser. 'n Sondagskoolonderwyser wat 'n las gehad het vir siele. En daar was 'n prediker met die naam van Henry Walias gereg. Hy het gesê
Dale Moody het in sy diens gesit en hy het gesê, die wêreld moet toch sien wat God kan doen deur 'n man wat totaal oorgegee is aan die Heilige Gees. Dale Moody sit daar in die bank, soos u hier sit, en hy sê in sy hart vir die Here, by the grace of God, I will be that man. By the grace of God, I will be that man. En die Here het van hom gemaak, van Dale Moody 'n man gemaak, wat oorgegee is, die Heilige Gees, oorgegee is aan die Here, en die Here het hom kragtig gebruik. Vanmôre die kleinste sal die grootste genoem word, in die koninkryk van die hemel. Klein beteken nie onbelangrik nie. Klein, iemand klein in die gemeente, iemand wat 'n geringe werk doen, is nie onbelangrik nie. Almal sien die prediker Sondag op die kansel, maar ons sien nie die ander, wat baie keer werk agter die skerms. Die mense nooi en siele bearbei. Ons sien dit nie. Klein beteken nie onbelangrik nie. Die Here Jesus sê, een wat in die minste getrou is, sal hy ook vertrou in die meerdere. Daar was 'n ou gewees wat die behoefte gehad het om in die hotelkamers 'n Bybel neer te sit. Vir iemand wat daar kon oorslaap, dat hulle daardie aand 'n Bybel daar kan hê. En dit het ontstaan daar in 'n ou se hart, wat op begeerte gehad het om 'n Bybel in 'n hotelkamer te sit. En van daaruit is die Gideons gebore, wat Bybels plant by skole, by tronke, wat maak nie saak waarheen hulle gaan. Klein beteken nie onbelangrik nie. Hoekom gebruik die Here klein? Klein goed baie keer, wat dalk vir ons onbelangrik lyk, maar die Here gebruik klein goed. Eerste plek, sodat God die eer kan kry. Die Here het sondige manne gebruik soos Dawid, Moses wat nie kon nie, Jeremia wat te jonk is, almal het verskonings gehad. Die Here gebruik die kleinste, sodat hy die eer kan kry. Anders kan ons sê, maar dis weens ons. Dis weens ons goedheid, dis weens ons belangrikheid. Maar die Here gebruik die kleinste vir sy eer. Die kleinste ding wat jy doen, sodat hy die eer daarvoor kan kry. Verder, hoekom? Sodat ons geloof kan groei, sodat ons kan sien wat die Here kan gebruik deur iets kleins, dat die Here 'n man kan groot maak, soos Dale Moody, soos Billy Graham, deur iemand wat sy naam onbekend is vandag vir ons. Dat ons daarin kan kyk en kan glo dat die Here deur ons iets kan bereik. Moet sal wees, moet sal waar jy is nie. As jy gereed is, kan die Here jou gebruik. Al is dit ook hoe klein. Verder, hoekom? Want God kyk wat ons doen, as niemand kyk nie. God kyk, as niemand kyk nie. God weet, wat niemand weet nie. Liewe vriende, ek vir sê baie keer het ons al vergeet, van iets wat ons vir die saak van die Here of die siele gedoen het. Maar raai wat, die Here vergeet nie. En ons sê baie keer, ag Here, niemand sien dit raak nie. Die Here sien dit raak. Die Here weet wat jy doen. Maak nie saak, hoe klein, die Here sien dit raak. Verder, hoekom? Want elkeen van die liggaam het sy eie werk. Maak nie saak hoe klein, en ons sal nou 'n gedeelte lees in die skrif, wat praat oor daardie klein lid in die liggaam, wat soveel groter eer het. Engels ou skryf, be part of something which lasts for eternity. Be part of something that lasts for eternity. Die werk van die Here is ewigheidswerk. Dit wat jy by jou werk doen, dit gaan alles tot nie. Maar om iets vir die Here, vir sy saak, of vir siele te doen, dit is ewigheidswerk. Leonard Ravenhill het gebid en sê, Lord, stamp eternity on my eyeballs.
Here, stamp die ewigheid op my oog leer, sodat ek vir die ewigheid sal leef en nie vir nou nie. Be part of something which lasts for eternity. Die Here nooi ons, gee vir ons talente, plaas ons op plekke. Hy plaas jou op plekke om 'n saad te saai, om 'n lig te skyn, om sout te wees daar waar jy is, tot sy eer. Jou werk is nie om die wêreld te verander nie. Jou werk is nie om die wêreld te verander nie, maar is om iemand se wêreld te verander. Jou werk is om iemand se lewe te bereik. En so die hand van en oog van die Here te wees. Jesus is die middelaar tussen ons en die Vader, en ons as gemeente moet in die gap staan tussen Jesus en die ongeredde wêreld. Ons moet daar in die gap staan om vir die Here te kan werk. Verder lees ek in die skrif en die woord van die Here, niks wat jy vir die Here doen is te vergeefs. Niks wat jy vir die Here doen is te vergeefs. Die Here sien dit. Die Here hoor, die Here weet. Hy is terdee bewus van alles. En nou kyk ons na hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ons sien in vers 17, heel eerstens wat ons maar kan oplet, wat ons geleer het op kweekskool en geografie, en toe Jesus opgegaan het na Jerusalem. Hoekom het hy opgegaan na Jerusalem, en nie afgegaan na Jerusalem toe nie? Want Jerusalem sit redelik hoog. Ons was nou nog nie almal in Israel nie, maar as jy daar was, dan sou jy gesien het. Dus kom, dan sien 'n mens, hoekom het hulle opgegaan na Jerusalem? Want dit was hoog gewees. En terwyl hulle opgaan na Jerusalem toe, vir die Here Jesus om te gaan gekruisig te gaan word, sê die Here Jesus vir sy disippels, hy trek hulle nader, en hy sê vir hulle, en hy is besig om hulle voor te berei op dit wat daar gaan gebeur. Die Here is besig om hulle voor te berei met dit wat daar in Jerusalem gaan gebeur. En wat is op die hart van die Here Jesus? Sy dood, sy kruis. En ons lees dan, en hy sê vir hulle, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word. Dis op sy harte daar die oomblik, is sy kruisiging. Die werk wat 'n ewigheidswerk is, die werk wat 2000 jaar terug gedoen is, en tot vandag nog weer klank. Die seun van die mens sal oorgelewer word. Hy sal oorgelewer word. Dis klaar, dis vas, dis finaal. In die hande van owerpriesters en skrifgeleerdes. In die hande van die destydse kerk as te ware. In die hand van die Jode sal hy oorgelewer word. En wat sal die skrifgeleerdes en die owerpriesters met hom maak? En hulle sal hom tot die dood veroordeel. Jesus is besig om hulle voor te berei, sy hart uit te stort oor dit wat gaan gebeur, vers 19. En om oorlewer in die hande van die heidene, in die hande van die Romeine, sal hulle hom oorlewer. En Pilatus sal 'n uitspraak maak en sê, kruisig hom. Om oorlewer in die hande van heidene. En hulle sal hom bespot. Ja, hulle sal hom spot. Hulle sal hom gesel. En hulle sal hom kruisig. Dis wat hulle met die seun van die mens gaan doen. Verder praat die Here Jesus ook later. Hy sê, kan julle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop geword het? Kan julle gedoop word met bloed en met sonde deurdrink? Kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink? Sê hy vir hulle. Daar in die tuin van Getsemane, toe die Here Jesus bid, Vader, as die wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar U wil hierdie beker van sonde, wat hy gaan moet drink, en hy gaan nie net bietjie moet drink nie, hy gaan al die sonde van die wêreld moet drink, hy gaan sonde gemaak moet word, vir U en vir my. Kan julle?
So die Here Jesus, wat's op sy hart daai oomblik? Sy kruis, wat voor lê. En vandag, 2000 jaar terug, gedenk ons nog sy kruis. Sy kruis is vir hom belangrik. Hy sê hier in vers 28, net soos die Seun van die Mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en homself te gee, sy lewe te gee as losprys vir baie, sy lewe te gee vir ons, sodat die mensdom gered kan word. Sy kruis is vir hom belangrik. Hy is besig om hulle voor te berei op sy kruis. En as die Here Jesus verhoog word, soos hy verhoog is daar aan die kruis, is vir hom belangrik. Wat moet vanmôre vir ons belangrik wees? Sy kruis. Die volbragte werk. Die prys wat betaal is. Sê u daagliks dankie Here vir daardie dag wat u vir my gesterf het. Daar aan die kruis. Dink baie keer as ons bid en ons kom nie by die kruis uit nie, dan mis ons gebed die doel. Want ons gaan na God toe, deur die kruis. Daar aan die kruis, het die voorhangsel geskeur. Daar is die prys betaal. Ons lees in die woord van die Here. In 1 Korintiërs 6 lees ons die volgende. Dat julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Want julle is duur gekoop. Waar is julle duur gekoop? Daar aan die kruis. Daar is ons duur gekoop. In 1 Petrus sê hy, julle is nie gekoop met verganklike dinge, soos silwer en goud nie. Julle is nie gekoop vir God met goud en silwer nie, maar deur die kosbare bloed van die lam, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Julle is gekoop met die bloed van die Here Jesus, dit wat ons vanmôre hiervan gebruik. En dit wat op die hart van die Here Jesus is vir hom belangrik. Sy kruis. So dis wat op die hart van die Here Jesus is, maar wat is op die hart van die mens? Daai oomblik. Wat was op die hart van hierdie disippels? Wat was op die hart van die disippels se moeder? So die Here Jesus is besig om sy kruis te verkondig. En in daardie oomblik kom onderbreek Johannes en Jakobus se moeder, die seuns van Zebedeus. Hulle moeder kom onderbreek die Here Jesus daai oomblik. Hy is besig om te praat van sy kruis, hy is besig om te praat van hoe hy sy lewe gaan neerlê, hy is praat van hoe hy 'n diensknegt word, hy is besig om te praat van hoe hy gaan sterwe, hoe hy gegeesel gaan word, hoe hy gekruisig gaan word. Wat is op die hart van hierdie vrou? Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus, onderbreek hulle, buig haar voor hom neer, om hom iets te vra, en hy sê vir haar, wat wil jy hê? Die Here het geweet wat kom. En ek dink, dis dalk nie 'n baie mooi manier om vir iemand terug te antwoord. Wat wil jy hê? Wat wil jy hê? Wat wou sy gehad het? Here, dat my twee seuns, Johannes en Jakobus, wat u lief het, die twee wat saam met u op die berg was, die twee wat u saam genooi het om te gaan bid daar in Getsemane, saam met Petrus, daar die twee dat my seuns, Petrus, Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, die seuns van die donder, dat daar die twee seuns, een aan die linkerhand en een aan die regterhand, enig in die hemel mag sit. Jesus is besig om te praat oor sy kruis en hoe hy sy lewe neerlê. En
en sy kom. Here, my 2 seuns, eendag langs U mag sit. Een aan die regterhand en een aan die linkerhand. Here, dat hulle so belangrik geag mag word, dat hulle langs U sit. Nie Petrus nie, nie een van die ander wat hulle lewe vir U gee, nie manne, soos Dawid of Abraham nie, nie manne soos Paulus nie, nee Here, maar my 2 seuns, belangrik genoeg geag mag word, om een aan die linker en een aan die regterhand te mag sit. Sy onderbreker, deur haar seuns te verhoog, terwyl Jesus besig om homself te verneder. Sê wat gaan gebeur. En hierdie vrou wil net haar seuns verhoog. En haar seuns het heel waarskynlik met haar gepraat oor hoe belangrik hulle is. Maar Jesus, hierdie vrou, wil ek sê, het aanbid met vooropgestelde idees. Sy het aanbid vir haar gewin. Aanbid, voorgebuig, vir haar 2 seuns. Sy bevordering, sy verhooging, sy heerlikheid op die troon. Sy het nie aanbid met die doel om haar lewe te gee. Vers 22, maar Jesus antwoord en sê, julle weet nie wat julle vra nie. Julle, die moeder en die 2 seuns, julle weet nie wat julle vra nie. Ek dink, as jy hierdie vers lees, dan dink ek hoe baie keer sê die Here dit nie vir ons nie. Ons vra die Here baie keer goed, ons wil, ons gedagtes. Hoeveel keer sê die Here nie vir ons, of sê hy nie daar in die hemel, ai Richard, jy weet nie wat jy vra nie. Vra eerder my wil. Bid eerder dat my wil geskied. Jy weet nie wat jy vra nie. En dan sê die Here, kan julle die beker drink? Kan julle gekruisig word? Kan julle die sonde van hierdie wêreld dra? Kan julle gekruisig word soos wat ek gekruisig gaan word? En wat sal hulle antwoord? Ja, ons kan. Ons kan. Die Here sê ja, julle sal. In Handelinge 12 het Herodes onder die gemeente begin verwoesting saai en hy het hierdie Jakobus gevat en hom met 'n swaard om die lewe gebring. Hierdie Jakobus was die eerste apostel wat doodgemaak is. Jakobus, die wat saam met die Here Jesus was. Hierdie Jakobus is met die swaard gedood. En ek dink, hy moes gedink het aan daardie geleentheid, waar hy gesê het, Here, ons kan, en die Here het vir hulle gesê, ja, julle sal. En die apostels het deur baie gegaan. Hulle is gekruisig, hulle is gesterwe, almal van hulle, maar nie een van hulle het die sonde van die wêreld op hulle geneem nie, maar Jesus het. Daarop, op grond van hierdie gesprek, sê die Here vir hulle, dis hoe dit in die wêreld gaan. Die een wil altyd in hoër posisie as die ander een bekleen, vers 24 en 25. Maar hy sê, so moet dit onder julle nie wees nie. Wat er daai oomblik gebeur, vers 24? Toe hierdie ma sê dat my 2 seuns aan die regter en linkerhand sit. Die ander 10 het verontwaardig gevoel. Hulle het gevoel, ons is minder werd. So wat gebeur as iemand hulle self verhoog? Dan word ander verneder. Daar's net een wat vanmôre verhoog kan word. Dis die Here Jesus. Hy is die enigste wat waardig is
om aanbid te word, om verhoog te word. En sien hoe die verhooging van hierdie twee, die ander 10, laat sleg vir dit. En hy sê, so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle die groot wil word, moet julle dienaar wees. Soos daardie man wat sy naam onbekend is. Ons weet nie wie hy was nie, maar hy het 2 seentjies, hy het 'n las gehad vir daai 2 seentjies, en hy het hulle in die diens ingekry. En een van hulle het geword Billy Graham. 'n sonnaskoolonderwyser wat 'n las gehad het vir siele. Nie 'n prediker nie, 'n gewone lidmaat. Die Bybel is so vol van mense wat die kleinste gedoen het, die grootste gedoen. Onder julle wat die grootste wil word, moet julle dienaar wees. Die Here Jesus het 'n dienaar geword. Hy het gesê, ek het gekom om julle voete te was. Ek het gekom om julle te bedien. Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Ons sal sê, ag nee Here, ons wil nie 'n diensknegt wees nie. Ons wil bekend wees, ons wil beroemd wees. Die Here gebruik diensknegte, sodat hy die eer kan kry, sodat ons geloof kan groei. Want hy sien wat niemand anders raak sien. En elkeen wat in die liggaam werk, het 'n doel om te dien. En dit lees ons in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 is 'n hoofstuk wat gaan oor die gawes. Daar is verskillende gawes en mense het verskillende talente. Vers 11 van hoofstuk 12 sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees mee, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Die Heilige Gees gee vir jou wat hy wil. En dan begin hy praat oor die eenheid van die liggaam. Die eenheid van die liggaam, die kleinste tot die grootste. Vers 13 is eintlik maar die teks van oordenking daardie gedeelte, wanneer hy sê, want ons is almal ook deur een Gees gedoop. So hy praat nie van die water gedoop nie, hy praat van die Gees doop. Deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke of slawe of vrymanne is, ons is almal deur een Gees deurdronge. Wanneer ons gered word en ons die Heilige Gees ontvang het, dan is ons een liggaam. Hy praat hier oor die eenheid van die liggaam van Christus, waarvan Jesus die hoof is en ons is die liggaam van Christus. Julle is die liggaam van die lewende God. Praat nie van die predikant nie, praat nie van die kerkgebou nie, praat van die gemeente. As jy vanmôre hier sit en jy's gered, jy's weergebore, jy's gewas in die bloed van die lam, dan is jy een in die liggaam van die Here Jesus. Want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. Hierdie liggaam het baie lede. Wat vir lid in die liggaam het jy? Is jy? Vers 15 sê, as die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? Die hand wil altyd die voet wees en die voet wil die hand wees, maar as elkeen net sy roeping, sy doen in die liggaam, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, as jy net jou taak verrig, al is dit om iemand net uit te kry by Jesus, in die kerk net 'n sitplek te gee, wat nie 'n sitplek het nie. Dit so aan Andreas. Andreas het nie 'n probleem raak gesien nie, hy het 'n seentjie gesien, met 5 broodjies, 2 visies. Kleinste. En op die ou einde voed die Here 5000 mans met daardie. Identifiseer. Kyk, iemand moet die oog wees.
Ons lees hier verder. As die hele liggaam oog was, vers 17. As die hele liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk wees? So met ander woorde, daar waar een wegval, en daar die take nie meer verrig nie, dan word die gemeente blind, dan word die gemeente handloos, voetloos. As jy dit wat die Here op jou hart gelê het, nie meer doen nie, dan is daar 'n leemte. Vers 18. Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Die Here het jou gestel in die liggaam soos hy wil, om 'n taak in die liggaam, in hierdie gemeente te geskied. Om iets te doen in die gemeente. Ek weet nie wat jou taak is nie, maar jy weet wat lê die Here op jou hart om in hierdie gemeente te doen. Wat 'n deel van die liggaam is jy in hierdie gemeente? Vers 19. As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar een liggaam. Het jy al ooit gesien dat jou hand beklei met jou voet? Nee. Hoekom nie? Dit is een liggaam. En Jesus is die hoof van die liggaam. Of dat die oog jaloers is op die mond? Nee. Want hulle is een liggaam. En hulle werk saam om Jesus te verhoog. Vers 20. Maar nou is daar wel baie lede, maar een liggaam. En die oog kan ook nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Ons kan nie vir mekaar sê, ek het jou nie nodig nie. Kan jy dink aan die chaos, as hierdie mond vir hierdie hand sê, hand, ek het jou nie nodig nie. En hierdie hand word onbruikbaar. Een kan nie vir die ander sê, ek het jou nie nodig nie. Of vir die hoof vir die voet, ek het jou nie nodig nie. Vers 22. Maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Noodsaaklik wat die swakste lyk. Die kleinste. Dalk die mees belangrikste. Die kleinste beteken nie onbelangrik nie. Die kleinste sal die grootste genoem word. En ook in hierdie liggaam. Ek vat een van die kleinste, wat ons baie keer nie raak sien nie, is die bidders. Dalk die kleinste. Niemand sien wat daar in die binnekamer gebeur nie, maar God sien dit. God sien dit. Hierdie vers moet in jou Bybel omkring word. Hierdie vers moet uitstaan soos 'n paal bo water, maar veel eerder is die lede, vers 22, maar veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. Die lid wat die swakste lyk, is die noodsaaklikste. Ek sien nou hulle iemand se 2 vingers afkap, omdat hy gesteel het, en hulle kap daar die 2 af. En ek dink, dis alright, jy kan daai 2 maar vat. Jy darm nog daai 2 en die duim, solank hulle net nie die duim vat nie. Want sonder die duim, kan jy nie vat nie. Die duim, so klein. Maar kyk wat kan jy doen sonder die duim? Niks. Kyk hoe klein deeltjies die oog, en as jy hierdie 2 oogies verloor, die swakste lyk, is die noodsaaklikste. Ons dink baie keer aan die kinders, hulle is die kleinste, hulle is die swakste in die gemeente.
is die noodsaaklikste. Die ouer mense, die is die swakste, is daar die noodsaaklikste. Vers 25. Lees vers 24, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam gestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. 'n hand dra gelyke sorg vir die ander hand, vir die voet, vir die gesig. En net so in die gemeente, moet daar 'n eenheid wees in 'n gemeente, om vir mekaar sorg te kan dra. Sorg vir mekaar mag hê. Gelyke sorg vir mekaar. Ons is een liggaam. As ons gered is jy deel van die liggaam van die Here Jesus. Dan kan jy nie so jouself verhoog soos Johannes en Jakobus se moeder nie. Maar ons moet Jesus verhoog. Ons het een taak. En ons werk is ewigheidswerk. As jy gered is, het jy 'n taak en dit is om siele by Jesus uit te bring. Om Jesus te verhoog. Dis ons taak. Vers 26 is weer 'n vers wat heeltemal omkring is. En as een lid lei al die lede, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. As een lid in die liggaam lei, dan lei die hele liggaam. As daar een egskeiding plaasvind in 'n gemeente, dan breek dit 'n gemeente. Een kind verloor vir die wêreld, dan lei die hele liggaam. Ek het baie slapelose nagte, veral die laaste 2 weke oor mense se geestelike lewe en toestande. Stikkend is oor mense. En ek hoop jy saam met my stikkend oor mense se lewens. As een lid lei die hele liggaam. As een persoon verloor vir die wêreld, dan lei hierdie liggaam. Vers 27. Maar julle is die liggaam van Christus. Julle, liewe vriende, julle is die liggaam van Christus. En elke lid afsonderlik. Is jy daar om net jou taak, want die saak hoe groot of hoe klein, is jy hier en daar om net jou taak te verrig. Is jy daar die sondagskoolonderwyser wat 'n las het versien? Is jy daar die een wat mense intrek en mense? Is jy daar die een wat sien as iemand seer het? Is jy daar die een wat vir iemand gaan bid wat gebed nodig het? Is jy daar die een wat 'n hand op 'n skouer sit en bemoedig? Is jy die een wat loop agter mense? Is jy die een met die hart van omgee vir ander mense? Is jy daar die een wat luister? Wat die oor is wat luister na ander se probleme. Is jy, wat se lid van die liggaam is jy? En as jy jou gedeelte nie nakom nie, hoe lei die liggaam? Julle is die liggaam van Christus. Julle is die hande en voete van die Here Jesus. Nee, wat daar die liedjie wat julle opgetree het hier in die Kersdiens. Gekruisigde hande en gekruisigde voete vir Jesus. Is ons dit? God het sommige gestel in die eerste plek apostels en die tweede profete wat daar nie meer is nie. Almal is tog nie apostels nie. Almal is tog nie profete nie. Almal is tog nie leraars nie. Almal is tog nie kragte nie.
Het almal genade gehad van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal het uitlei nie. En dan sê hy, die laaste vers, maar beywer julle met die oog op die beste gawe. Wat is die beste gawe om te hê? En ek wys julle nog 'n uitnemender weg. Die liefde, ja, die liefde. Liefde wat ons dalk is iets kleins. Niemand sien dit raak nie. God sien dit raak. Terwyl ek oplees, kom ek af op verhaal. Mense wat se naam ons nie eens ken, maar hoe hulle die wêreld geskit het. Bruikbare instrumente was. Die kleinste sal die grootste genoem word. Klein beteken nie onbelangrik nie. Be part of something which lasts for eternity. Die Here nooi ons, geef ons talente, plaas ons op plekke vir sy werk. Die werk is nie om die wêreld te verander nie, maar om iemand se wêreld te verander. Die Here sien en die Here weet wat jy vir sy saak doen. Ons vergeet, maar die Here vergeet nie. Ek vra vanmôre vir u, laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Mag julle die sout wees vir hierdie wêreld. Mag die Here ons help en ons genade gee, wanneer ons kyk na die verhaal van Johannes en Jakobus, dat ons onsself nie sal verhoog, so daarom, maar dat ons sal luister na die boodskap van die Here Jesus, sy hart oor sy kruis. Mag ons nie besig wees met aardse goed nie, maar met hemelse goed. En onthou ons, die liggaam van Christus, en as een lid lei die hele liggaam. Mag die Here vir u 'n las gee vir die gemeente. Mag die Here u 'n omgee gee vir mekaar. Mag julle een liggaam wees, wat mekaar opbou, wat mekaar ondersteun. As iemand uit hierdie gemeente wegloop agter die wêreld aan, dan skeer dit my hart. Mag dit ook u hart skeer. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, wie sou ooit kon dink dat een persoon wat opstaan en agter 2 14-jarige kindertjies aanhardloop en vir hulle plek kry in 'n kerk. Die Here wek 'n man op, soos Billy Graham, wat meer as 1000 gepreek het. Ja, stem dalk nie saam met alles wat hy gepreek het, maar die Here het hom gebruik, siel het by die kruis uitgekom. Die Here Dale Moody, siel het by die kruis uitgekom, omdat daar 'n onderwyser was, wat nie opgegee het op 'n kind nie. Here, hoeveel kinders is al deur ons Sondagskool, Kasasie. Ons alles probeer om hulle by die kruis uit te bring. Here, ons het voor kanse gestaan en beloftes gemaak, dat ons sal ons kinders in die weë van die Here groot maak. En hoe is mense getrou of ontrou aan daardie stem van die Here? Ek kom bid u vanmôre, Here, sal u vir ons wys waar u ons wil gebruik. En mag ons werk vir u, al is dit ook hoe klein. En nou, Here, wanneer ons aan die tafel gaan sit, dat ons vir een oomblik vergeet van onsself en dink vanmôre aan u self. Dit wat op u hart was. Nie dat die mens verhoog moet word nie, maar dat u gekruisig gaan word. Mag u vanmôre ons harte weer tot stilstand ruk oor die prys wat betaal is. Die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Wanneer ons nou aan tafel gaan sit, dat ons mag dink, wat het God deurgegaan? En dat u is die hoof van hierdie liggaam. En ons begeerte is om u wil vanmôre te doen.
Here, wanneer ons hierdie brood breek, wanneer ons uit hierdie beker drink, verkondig Here die dood van Jesus. Nou Here, baie dankie vir hierdie geleentheid, vir hierdie voorreg vanmôre. Word U ook vanmôre verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.